Ons is besig om te praat oor om deur die Gees van die Here of die Heilige Gees gelei te word en ons gaan en vanmôre hierdie skrifgedeeltes deurgaan en ons gaan daar in 1 Korintiërs 6 gaan ons begin en ek verwelkom natuurlik ook al ons kruiskykers. Kom ons gee vir al ons kruiskykers net 'n lekker handeklap. Altyd wonderlike voorreg om saam met u te mag kuier waar ook al u vanmôre of vanmiddag hierdie diens sal kyk wanneer hy uitgesaai word. Nou, ons sien daar so in 1 Korintiërs 6 en hy mag bietjie anders moontlik wees op 'n ander plek in die Afrikaans, maar wanneer ons gaan na 1 Korintiërs 6 vers 19, sal ons sien dat daar's 'n waarheid wat ons vanmôre moet begin omhels en ek het nodig om onsself op 'n plek te kry dat ons sal weet dat die Here het 'n groot plan vir die aarde en dat hy op hierdie plek en hierdie tyd in u en my lewe wil hy hê dat ons daardie plan sal ontdek en dat ons sal weet dat hy ons wil lei om die regte ding op die regte plek te manifesteer en wees as koninkryksambassadeurs. As mense wat vir ander mense sal wys hoe die hemel lyk. Selfs die koortjie sê dat ek's op my pad hemel toe. En ek het nodig, hierdie oggend kom ons en ons begin onsself voor te berei, sodat ek die hemel sal erken, wanneer ek daar kom. Weet u dat ons so honger en so begeerte het, om hemel toe te gaan en saam met die Here te wees, weet u tog, dat die hemel is waar die teenwoordigheid van God is. So u en ek kom en ons sit en ons dien saam en ons aanbid saam die Here. As ek vanmôre hier sou sit en ek het 'n sekere gedagte of 'n verkeerde gedagte omtrent die hemel, as ek daar sou opdaag, mag ek dit moontlik nie herken nie. Daarom is ek so bly dat ons as kerk van Jesus Christus, as familie van Lofdal, as ons so kyk, dan sien ons dat ons is nie net 'n gemengde kerk nie. Ons is 'n kerk wat se harte een is na God se hart. Ons is bly dat die Here deur ons as gemeente, moontlik verskillend, maar tog dieselfde doel wil verrig in die aarde. Ek weet nie van u nie, maar ek wil deur God gebruik word. Ek wil bruikbaar in God se hand wees. En dan kom ons en dan sê ons, Here, gebruik alles. Gebruik alles omtrent my, selfs die goeie, maar nie net die goeie nie, maar selfs die slegte dinge wat ek tans deurgaan. Here, as dit dan tot u verheerliking is, Here, sal ek hier deurgaan, want ek weet daar gaan moontlik iemand anders wees, wat nie die pad einduit sal loop, soos wat Jesus geloop het kruis toe nie. 1 Korintiërs 6:19 kom daar en sê, of weet julle dan nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Ek moet vanmôre weet, dat hierdie aardkas, hierdie vleiskas van my, die gesin wat ek toegelaat is om te hê, die familie wat ons toegelaat is om te hê, saam, maar ook as individu, dat ek sal weet, dat ek se tempel is 'n tempel van die Heilige Gees. Hoe kan ek gelei word? Ek kan gelei word want hy woon aan die binnekant van 'n wedergebore kind van die Here, een wat weergebore is. Mag ek vanmôre net vir so klein tydjie stil staan, dat u en ek kan vir onsself vra, maar is ek gered of is ek wedergebore? Ek kan gered wees en ek kan die naam van Jesus geroep het en die engele het oor my lewe gejuig, maar nou het ek nodig om te groei in dit wat hy is, sodat ek hom reg kan verteenwoordig. Nou het ek nodig om te groei en wanneer ek groei en slegs wanneer ek groei, gaan ek vrug dra. En wanneer ek vrug dra, die tipe vrugte wat ek gaan dra, gaan of vir my getuig of teen my getuig. Wanneer ek weergebore is, kan jy onthou hoe ons gepreek het, dat die eerste altyd die oordeel gekry, die eersgeborene, die oudste. Wie van u is oudste kinders? En daar is sekere eienskappe wat u nie van kan weghardloop nie. As oudste kind wil jy altyd die ander versorg. Daar's soveel verantwoordelikheid wat vir jou gegee was, of by keuse of sonder keuse.
Die voordeel daarvan is, jy kan vanmôre moontlik na een van twee maniere daarna kyk. Jy kan of sê, wel, dit voel asof ek nie gekies het nie en daar's van my lewe weggevat, maar u is dan tans ook die mense wat die voortou neem by jou werk, want jy weet hoe om verantwoordelikheid te hanteer. Mag ons tog nou nie die jongstes afskeep nie. Die oudstes het gewoonlik die dubbele deel gekry. Hoekom? Hoekom het die oudstes die dubbele deel, en dit beteken nie 2 nie, dit beteken dit wat almal gehad het en meer. Hoekom is die oudste die dubbele deel kry? Want hy moes altyd die res van die familie loskoop. So die oudste was dan ook aangestel as rigter, as een wat sou oordeel moet gee, of oordeel moet hanteer, of oordeel dan nou moet beleef. Daarom kry jy die ekstra. En die jongste het die genade gekry. Nie net in jou huis nie, maar by die Here ook. Of die tweede. So die oudste kry die oordeel, en die jongste die genade. Hoekom wil hy hê dat ons wedergebore moet word? Hoekom wil hy hê, moet ek weergebore word? Nikodemus vra, Jesus, hoe is dit dan moontlik dat ek weer sal in my moeder se skoot kan ingaan? Nee, jy moet weergebore word. Want sien, in eerste geboorte moet ek die oordeel dra. Maar wanneer ek weergebore is, nou is ek nie meer die oudste nie, nou kan ek die genade kry. So as wedergebore kind van die Here, een wat kom en sê, hy het die prys vir my betaal, hy het die sonde las op homself geneem, hy het gekom en hy word vir my die offer, vir almal van ons die offer, as ek vir my, kom hy en hy sterwe. Nou is ek die tempel van die Heilige Gees, en ek moet gelei word deur hierdie Heilige Gees. Nie langer gelei deur emosie nie. Wie van u het al gesien hoe mense, want hulle is nie hier vanmôre nie, en dit is ook nie u nie, maar wie van u het al gesien hoe mense deur emosie gelei word? Wie van u het gesien hoe mense deur omstandighede gelei word? Die druk vir dinge. Ons vat geld wat ons nie het nie, en ons gaan koop goed wat ons nie nodig het nie, om mense te beïndruk waarvan ons nie hou nie. Die druk van die omstandighede. So, ons moet deur die Heilige Gees hierdie nie net hierdie een wat loseer by my nie, nee, hy wat kom en hy sê ek gaan hierdie plek met niemand deel nie. Daarom het ons nodig om te dink waar dit is wat ek moontlik die opressie mag ervaar. As hy hier in die denke is, moet ek hom neerwerp, want hierdie Heilige Gees, God se Gees wat maak dat ons nou 'n medewerker met hom is. Ek saam met hom hierdie dinge doen, nooit alleen gaan wees nie. God kan inspraak hê in my lewe. Nou, ek weet 'n paar van ons sê, maar ek is dan nou so klein, ek weet nou nie hoe God se groot Gees binne in my raam kan wees nie. Nee. Dink net 'n bietjie verder. En ek is tempels. Ons is tempels van die Heilige Gees. Sien, hy word op party plekke word hy gesien as ons parakletos. Wanneer Johannes 14 kom en hy sê daarso van vers 16 af, daar's 'n ander helper wat gaan kom. Daar's 'n ander een wat ons gaan lei in alle waarheid. Kan ek vir vanmôre waarborg dat die Heilige Gees gaan u na lig, lewe en vermenigvuldiging toe lei. En hy gaan jou nooit buite die woord lei nie. Hy gaan jou in die skrifgedeelte gaan hy vir jou lei. En dit is belangrik dat ek vanmôre sal weet, wanneer ek die skrif vir iemand gee, wanneer ek die skrifgedeelte vir iemand lees, want dan moet hy nie net God se woord wees nie, maar hy moet ook soos God klink. Een wat sagmoedig is, een wat vol liefde is, een wie se liefde perfek is, wat die vrees na buite gaan dryf. Belangrik om dit te kan weet as verteenwoordiger van die hemel. Belangrik om te kan weet dat dit is wat mense gaan sien. Hulle gaan, voordat hulle die Bybel gaan lees, gaan hulle eers een my observeer. Hulle gaan ons kyk. Daar's altyd iemand aan die kyk. Ek weet nie of u nou in verlede naweek kon sien nie, maar Jesus het 'n paar druk oomblikke gehad. Was u al ooit in u lewe vals beskuldig?
En jy het geweet dit was nie jy nie. Jesus kom in 'n tuin van persing. En hy moet nou van 'n beker drink wat hy nog nooit gedrink het nie. Hy gaan nou 'n sondelas moet dra, wat hy geen deel aan gehad het nie. Hy weet dat hierdie die rede is waarvoor hy na die aarde toe gekom het. Om die woord uit te kan loop. En hy kom en sweet verander in bloed. Ons sien daar's tuingebeure en Petrus, een wat vinnig reageer. Vinnig is om net die swaard uit te trek en iemand se toekoms te verwoes. En Jesus besluit nog steeds en hy weet nog steeds onder alle druk wat hy is om die regte ding te doen. Daar's altyd iemand aan die kyk. Daar's altyd iemand wat besig is om ons te observeer. Daarom is daar 'n helper. Daar's een wat kom en ek moet op die voorregte van die Heilige Gees moet ons begin trek van. Roep uit na die Here. Vra die Here om en ons moet vra dat hy ons sal help. Here, daar's voordele wat ek het as kind van God. U is nie sommer net iemand wat net jouself by die vuur kom warm hou nie. Nee, as jy die Here aangeneem het, as jy Jesus die Here van jou lewe gemaak het en jy is nou in wedergeboorte, waar jy kom en sê, Here, ek wil die vrug dra wat by die bekering pas. Here, verander my hart. Here, waar die samelewing my gesê het om net myself te versterk en net sterker te word. Here, het ek agtergekom dat my hart uiteindelik verhard. Maak my hart sag. Ja, my jong, ek kan nou nie 'n sagte hart hê nie, want ek is 'n besigheidsman, besigheidsvrou wat moontlik hier sit. Nee, word gelei deur die Heilige Gees. Maak aanspraak op die voordele. Heilige Gees, help my. Sien ons wil baie kere die Heilige Gees net vra vir geestelike dinge. Ons wil vra, Here, hoe moet ek nou bid? Heilige Gees, help my om te bid. Heilige Gees, help my om die skrif te lees. Heilige Gees, help my om nou hierdie persoon te bemoedig. Wat van 'n Heilige Gees? Hoe hanteer ek hierdie situasie by die werk? Heilige Gees, ouer wees, lyk soveel anders as toe ons groot geraak het. Help my om my kinders groot te maak volgens u woord. Heilige Gees, help my om hierdie persoon lief te hê, wat ek tans nie eens kan verdra nie. Want hy's 'n helper. Ons dink altyd, hy's roadside assistance. Nee, hy wil jou help met alles. En hoe meer ek hom toelaat om te doen, hoe meer ek hom toelaat om my in die groot en klein, die klein en groot dinge te help, hoe meer gaan u en ek weet dat hy woon in. Dat hy's hier, hy's naby. Dat hy gee vir my instruksie en dan wanneer ek die instruksie, ek weet nie wie van u het al dinge van die Here gehoor en dit was miskien nie nodig vir die oomblik nie, maar God het jou getoets om te sien of hy jou kan vertrou. O, waar is al die susters wat gewoonlik getuig oor die Here jou wakker maak 3:00 in die oggend? Klink almal so geestelik. 3:00. Dit is nooit 3:15 nie. Want mag ons nou eerlik wees, die Here sukkel baie keer om ons wakker te kry. Hy begin miskien 3:00 vir jou wakker maak, maar party van ons, laat ons nou nie daaroor praat vanmôre nie. Hy woon in, hy's 'n helper. Selfs Samuel, klein Samuel, hy's in 'n omgewing en mag ek vir u sê, u is in 'n omgewing wat lief is vir die Heilige Gees. Ons vertrou hom nie net vir profetiese woorde nie. Nee, ons lewens wil ons bou in die wete dat ons gelei word deur God se Gees na waarheid om hom reg te verteenwoordig. En so vind Samuel gegee om groot gemaak te word in die kerk.
maar daar's teruggevalle leiers wat in die orde van die dag is. En ons sien in 1 Samuel 3, begin God vir Samuel te roep. By die 4de keer kon hy eers antwoord met dit wat hy weet hy moes geantwoord het. Here, hier is ek. U diensknegt luister. Ek sê nie dat u nie moet met mense praat as u 'n instruksie van die Here gekry het nie. Maar met wie u praat, maak seker dat hulle ook gehoor gee wanneer die Here praat. Want baie kere dan is daar 'n instruksie wat volg en omdat ons eintlik nie dit wil doen nie, gaan vra ons die verkeerde mense. Want ek weet dat daar's mense rondom my wat sê hulle hoor die Here, maar nie lyk asof hulle doen wat die Here sê nie. Mag ek en u nooit daai persone wees nie. En is belangrik dat ek wanneer die instruksie kom, wanneer die Here sê gaan, dat ek sal sê Here, moenie nou nog vra en sê Here, maar Here, dis nou nie vir my so gemaklik nie. Reageer op die stem van God se woord, want hoe meer ek reageer op die instruksie, hoe skerper gaan my oor gesny wees om die stem van die Here te hoor, selfs onder groot druk en omstandighede. Hoe meer ek my bot maak of hoe meer ek nie gehoor gee aan die instruksie of die stem van die Here nie, hoe stomper gaan my hart raak om in te leun en te hoor wat hy wil sê. En daarom in Spreuke 4:23 sê dit bewaar jou hart. Meer as enigiets. Meer as enigiets. Want daaruit is die oorsprong van die lewe. Jesus Christus is my en u se ware lewe. Hy is die land van melk en honing waar ons instap, al is dit moeilik rondom ons. En dan maak hy dat u en ek 'n fontein raak. En wat beteken dit? Jaco, hoe lyk dit om dan nou 'n fontein te wees? Nee, ek weet dat selfs in die grootste van storms, wanneer ek vashou aan Jesus, wanneer ek weet die inwoner, die Heilige Gees, hy wat aan die binnekant van my kalm bring in die grootste van storms, hy gaan maak dat u en ek nie uit ons vrede uit gaan beweeg nie. Ek weet die Here het dit gesê, maar nee, Pastor Gustaf het al die jare ons geleer dat wanneer ek sê wat die Here sê en ek sit dan 'n maar daarby, vloek ek. God het dit gesê, ek het gekies om dit te glo. En daarom sal dit so wees. Ek gaan nie my laat loskry van hierdie plek waarin ek is met Christus Jesus nie. Gesete saam met hom in hemelse plekke. Dit is sy Gees, God se Heilige Gees. Asseblief, ek hoop u het teen hierdie tyd agtergekom dat ons praat nie net van om in tale te kan praat nie. Selfs wanneer ek in die Gees bid, soos Efesiërs 6 sê, bid dan in die Gees, dan sit nie net in die taal wat ek dan nou magtig is, wanneer dit kom by 'n uitstorting of 'n invulling nie. Nee, ek kom en ek bid die woord van die Here, God se Gees, wat hierdie woord lewendig maak. U en ek moet by 'n plek kom, dat die Here, wat sy Gees in ons uitgestort is, en ek praat nie net van Pinksterfees nie, nee, hy wat aan die binnekant van ons woon, dat hy weer vir ons sal wakker skud, en dat ons sal opstaan en sal wees, wat hy ons gemaak het om te wees. Meer as oorwinnaars. Ek weet die skrif sê met hom aan jou kant. Maar met hom aan die binnekant. Met hom aan die binnekant. Sien, dit dryf, omdat aan die binnekant is daai liefde van die Here. Aan die binnekant is die vrugdele wat ek besig is om te groei. Here, lei my dat ek kan weet hoe om die situasie te doen. En wanneer jy vra, gaan hy antwoord. Want, soos ons vroeër gelees het, hy is gegee aan ons, vir bystand, vir help, vir vertroosting, vir bonatuurlike wysheid. Laat ek doen en wees 'n vyand vir dit wat die Here in jou lewe wil doen. Dis wanneer ek my hart oopmaak vir seer, wanneer ek my hart oopmaak vir moontlike kere
Wanneer ek weet dat daar 'n strategie van die vyand om woord te steel en ek gee hom daai houvas. Jesus se arms is wyd oopgesprei en hy sê, Here, hy sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Want hy het homself reg gemaak om geboorte te gee aan een en elkeen van ons. Ek weet vanmôre dat hier 3 groepe mense is. Iemand wat moontlik nog nie 'n ontmoeting met Jesus gehad het nie. En jy vra, maar wat is die woord vir my vir die dag? Die woord vir u sou wees, wat nog nooit Christus aangeneem het as verlosser en saligmaker nie, die woord vir u vir die dag is, luister hoe hy jou nader roep. Voordat hy vir jou gaan instruksie gee, gaan hy eers u nader roep. Sodat u as kind van God kan inkom in verhouding. Hy is besig om die pad voor te berei, sodat u en ek ons hart sal oopmaak vir hom om in te woon. Die tweede groep sal moontlik wees iemand wat nuut tot die Here is. Wat sê die woord vir jou vanmôre, hoe om deur die Gees gelei te word? Die woord vir u sou vanmôre wees, dat u sal u woord lees, u sal begin groei in gebed, dat die fondasie begin gelê word. En dan, hoekom kan die woord nie ook wees tot daai tweede groep, soos wat hy is, wanneer ons kyk na die skrif en ons sien dat die Here is duidelik in Hebreërs. Hebreërs 10 van vers 24 begin hy te praat, vir u wat in daai tweede groep is, mag die Heilige Gees vanmôre sê, moenie die onderlinge byeenkomste van broeders en susters versuim nie. Hoekom? Sodat ek kan groei. Dan is daar 'n derde groep, mense wat lank op die pad is. Mense wat vanmôre sê, ek ken hierdie woord, Jaco, ek weet waarvan jy praat. Vir ons is daar 'n oproep, sê die Heilige Gees, om nou te begin doen en daders van die woord te raak, sodat ons hierdie stad kan omkeer vir die Here. Vir ons om te kan sê, maar ek gaan in my huis gaan ek die lamp wees. In my huis gaan ek die een wees wat my lig laat skyn. Wanneer dit lyk asof die vyand by die voordeur wil inkom, staan ek vas en lig dan die duisternis verdryf. Dat ek sal stand neem, dat ek sal opstaan, dat dieselfde krag wat dan nou, dieselfde Gees wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, wat dan nou in my en u woon, dat ons daai selfde krag sal opereer, om nooit weer dieselfde te wees nie. Sien, daai derde groep, hierdie is die groep wat nou as weermag in hierdie tyd moet opstaan en te sê, dat ons sien dat die vyand probeer, en wanneer ons praat van die vyand, is ons nie die duiwel gefokus nie, ons is Jesus gefokus, want wat ook al my oog aan gehak is, gaan vermenigvuldig in my lewe. Hy regeer vanuit die binnekant en hy neem oor, want dis wat hy in hierdie aarde wil doen, dat almal mag sien dat ons God lewe. Daai derde groep, ons, daders van die woord. En nie net in die groot dinge wat ons moet doen nie. In die manier hoe ons moet lief hê. Die manier hoe ons moet lief hê. En sien hoe hy dan nou vir jou antwoord op die koortjie. Lei my, Here, lei my. Vanmôre is my gebed dat ons hier in hierdie plek sal wees ambassadeurs. Ambassadeurs van die hemel. Dat ons sal wees mense wat die koninkryk wil bou. Dat ons by 'n plek sal wees dat ons die Here sal vra om ons te lei in alles wat ons doen.
Vanmôre wil ek vra as een hierdie plek is en u sê, ek wil hom groter leiding toelaat. Ek wil sê, Here, lei my. Here, gebruik my. Ek weet vir party lyk dit onbekend en die onbekende kan baie keer vrees by jou opwakker. Maar hy wie se planne en sy gedagtes aangaande jou dieselfde is en nie verander wanneer ons langs die pad opmors nie. Dis goeie gedagtes. Hy wie vir jou lief is, dryf die vrees van die onbekende uit. As jy hier is vanoggend en jy sê, Here, gebruik my, Here, lei my. Here, gebruik my. Ek wil gebruik word deur U, Here. Wil jy nie saam met my opstaan vanoggend nie? Reg nou waar u staan. Ons kan nie praat oor om gelei te word deur die Heilige Gees en ons nie 'n spasie skep wat u voet in die water sit en sien hoe hy dit vir u kloof nie. Waar u vanmôre daar staan, kyk en inluister. Laat hom nou met u praat. Maak moontlik u oë as u gemaklik is, maak dit toe en vra hom, Here, wat is dit wat u wil hê ek vir u vandag moet doen? Altaar uitnodigings moet aktiveringsoomblikke wees. Laat hom toe om met jou te praat nou. En as ek jou so klein bietjie mag deur dit praat, net om die moontlikhede wat moontlik nou tans met u mag gebeur verduidelik, daar kan 'n persoon se naam by u kom, wat u moet skakel. Daar kan 'n gedagte kom van iets wat u fisies moet gaan doen. Vir iemand hier kan hy moontlik sê, vergewe. Miskien het jy net nodig om iemand te skakel en te vra, ek het lanklaas van jou gehoor. Jy is op my hart. Tydens ons diens, het ek aan jou gedink. Dis God wat hulle voor u bring, sy Heilige Gees. Sien, wanneer ons bewus is van die Heilige Gees, dan laat ons hom toe as persoon in ons lewe. Hoe meer bewus ek van hom is, hoe minder is die moontlikheid dat ek hom kan uitdoof. Here, ek vra dat u in hierdie oggenddiens nou reg nou met mense praat. Hulle wat sê hulle wil bruikbaar wees in die hand, Here, gee instruksie. Wat dit is wat hulle moet doen, Here. Lei ons. Lei ons. Lei ons. O, lei ons, Here. Soos wat ons nou bewus is van u, Here, dankie vir u teenwoordigheid, Here, wat in hierdie huis is. Salwing wat op mense kom en rus. Wat hulle die vermoë gee om te doen wat nodig is om gedoen te word. Maar dit laat ook laste verwyder. Dit breek heke. Dit laat mense toe om in vryheid in te stap, Here. Ons aanbid U. Here, ons loof U. O, waters wat rus is.
O lei ons Here. Jesus. O Jesus. Kom ons aanbid hom. O lei my. O lei my. O Vader Jesus. O Here lei ons. O lei ons. Breek vanmôre deur. Laat hy jou ook vanmôre uitlei uit elke beknopte spasie. Dit waarvoor jy nie geskaap is nie. Laat hy jou uitlei. O lei my. O lei ons Here. Lei ons. O waar. Salwing van die Here is in hierdie plek. Jesus. Jesus. As u vanmôre hier is en u het gebed nodig, ons wil saam met u bid voordat ons hierdie diens afsluit. Wat dit ook al is wat u voor vanmôre gebed nodig het, ons gaan saam met u bid. Vir die wat u moontlik vanmôre in hierdie huis is, in jou hart, is 'n slag toegedien. Maak nie saak of hy buite die huis van die Here, binne die huis van die Here, bewaar jou hart. Laat hy vanmôre salf smeer aan jou hart, sodat jy geen houvas vir die vyand sal gee, om die gelei te kan word deur die gees van die Here nie. Bedieningsspan, ons gaan saam met hulle bid. Terwyl ons so saggies nog net saam sing, O lei my. Ek gaan vir Pastor Frans vra om vir ons hierdie dienste vandag, terwyl ons nog vir mense gaan bid, net vir tydsondhalwe, nooi iemand na vanaand se diens toe. Maak 'n verskil vandag, waar ook al u gaan. Prys die Here, prys die Here. Kom ons sluit ons oë. Here, ek dink so aan die aand toe pastoor Lee Miley gebid het en gesê het, Lord, turn it around. En Here, daar kom 'n tyd in ons lewe wat ons ook 'n besluit moet neem om te sê, it's time for me to turn it around. Terug na die Here toe, om uit te kom uit die varkhok waarin ek dalk nou is. Terwyl in my pa se huis kry sy slawe beter kos, beter behandeling, beter van alles as wat ek tans moet verduur. Maar Here, baie keer maak ons keuses in ons lewe wat verkeerd is. Heeltemal verkeerd. En dan dink ons is verlore. Nee, dis die duiwel wat vir jou vertel jy's verlore, want solank as wat jy lewe, is daar hoop.
En Here, ek wil vanmôre bid. Ek sit so en dink terwyl pastoor Jakob preek, 'n pragtige diens vanmôre, Here, dat al woon die Heilige Gees in ons, woon ons baie keer baie ver van hom af, het ons baie lanklaas kontak gemaak met die Heilige Gees wat in ons is. Dis tyd dat ons weer terugdraai en van die Heilige Gees wat ons liefhet, wat 'n derde van die goddelike drie-eenheid is wat saam met ons is, gebruik maak, in plaas van om ons eie dinge te doen en dalk 'n groot gemors maak daarvan. Here, help ons in hierdie dag. Heilige Gees, help ons om die regte besluite te neem, om die regte keuses te maak, want keuses wat ons maak, kan ander mense beïnvloed. En dit is so nodig dat ons begin kyk wat rondom ons aan die gang is. Nie net na onsself nie, maar om ook weier te kyk en te kyk wat is besig om te gebeur rondom ons, want ons is vinnig besig om die eindtyd nader te gaan. En Here, ons moet reg wees, ons lampe moet vol olie wees, om reg te wees, om die bruidegom te ontmoet. My gebed is in hierdie oggend, Here, waar ons nou hier uitgaan, dat ons onder die kosbare bloed van Jesus Christus sal bly, en weet, dit is waar ons genade is. In Jesus naam, amen.